Goeiedag en welkom by Teologie en Profesie. Hierdie is episode 8 van die reeks Die Groot Noord-Suid Stryd en is getiteld Verbondsvoortsetting en die mense van God. In die vorige episode het ons vasgestel dat God die waarheid aan sy diensknegte openbaar en dat knegtskap onafskeidbaar van verbond is. Dit bring ons by 'n vraag wat beide onvermydelik en sensitief is. Wie is die mense van God vandag? Hierdie vraag moet met presisie, beheersing en respek benader word. Ons doel is nie aanstoot, twis of verwaandheid nie, maar duidelikheid. Die skrif stel die verbond in eenvoudige maar diepgaande terme voor. In sy kern kan die verbond opgesom word as: Ek sal julle God wees en julle sal my volk wees. Ek sien dit soms as: Ek sal vir julle 'n God wees, as julle vir my 'n volk sal wees. Maar dit klink soos 'n transaksie, gee en neem, en dit is nie, dit is eintlik 'n aanbod. Die verklaring bepaal verhouding, gesag of dan autoriteit en wederwysige verbintenis. Die verbond is nie staties nie. Dit dra voorwaardes, verwagtinge en voortsetting, maar dit kan ook gebreek of oorgedra word op grond van reaksie. Bybels gesproke word die verbond nie gehandhaaf deur volksidentiteit, of dan nou etnisiteit nie, of afstamming nie, of geskiedkundige stand nie. Hierdie elemente kan aansporing tot 'n verbond tot gevolg hê, maar dit waarborg nie die voortsetting daarvan nie. Die skrif toon herhaaldelik dat die stand van die verbond afhang van getrouheid, gehoorsaamheid en die erkenning van God se gesag. Hierdie beginsel geld algemeen en is van toepassing sonder uitsondering. Volgens die Nuwe Testament staan Jesus Christus reg in die middel van verbondsvoortsetting. Aanvaarding of verwerping van hom word nie as 'n bykomstige teologiese opsie aangebied nie. Dit word beslissend as 'n voorwaarde gestel. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Uit die Bybelse verhaal ontvou die logika soos volg: God maak 'n verbond. God stuur sy seun. Verhouding met God word nou bemiddel deur die seun. Dit beteken dat verbondsidentiteit nie meer deur oorsprong gedefinieer word nie, maar deur jou reaksie, jou antwoord op Jesus se uitnodiging: Volg my. Hierdie punt moet met omsigtigheid aangespreek word. Wanneer ons van die volk van God praat, verwys ons nie na almal wat hulle self as Christene sien nie, en ons verwerp ook nie die Joodse erfenis of geskiedenis nie. Die probleem lê weer in die vertaling. Die Engels lees people of God. Afrikaans lees volk van God. Maar people is wêreldwyd toepaslik, terwyl volk meesal op 'n spesifieke groep dui en daarvandaan die moontlike verwarring. Die bepalende maatstawwe volgens die teks self is die volgende: Is jy in verbond met God en herken jy Jesus Christus as sy seun, gestuur om die terme van daardie verbond te bepaal? Die verwysing na volk is dus nie 'n kulturele aanspraak nie, dit is 'n skriftuurlike een. Soos die woord engel, of van Grieks angelos, wat boodskapper beteken, hoor ons engel, maar ons dink 'n bonatuurlike heilige wese, nie 'n boodskapper nie. En ons hoor volk en dink aan 'n spesifieke volk en nie aan 'n oop groep wat aan God behoort deur persoonlike verbond nie. Die Bybelse model is nie een van eenvoudige vervanging nie, maar van uitbreiding en herdefiniering. As jy verstaan wat ek probeer sê, en moet my asseblief nie kruisig nie, maar baie mense voel die ou verbond is vervang deur 'n nuwe verbond. En dis juis wat ek probeer sê. Dieselfde verbond is nou geherdefinieer of bepaal deur Jesus, maar dis steeds tussen die oorspronklike twee partye, God en die mens. Die skrif stel 'n beweging voor, van die mensdom na 'n uitverkore volk, na 'n oorblyfsel, na 'n
uitgebreide verbondsgemeenskap. Heidene wat tot bekering kom, word nie uitgebeeld as mense wat ander vervang nie, maar as mense wat deur erkenning van God se seun ingeënt word of dan bygevoeg word. Verbondidentiteit word nou verhoudingsgebaseerd en nie voorgeslag gebaseerd nie. Profesie is gerig aan die volk van God. As verbondsidentiteit verkeerd verstaan word, sal profesie onvermydelik verkeerd toegepas word, op die verkeerde gehoor, met verkeerde veronderstellings, deur verkeerde vertolkingslense te gebruik. Om te verstaan wie in verbond staan, is dus nie opsioneel nie, dit is fundamenteel. Ons kan nou die raamwerk wat ons in hierdie reeks gebou het, opsom. God openbaar die waarheid deur sy diensknegte. Diensknegskap is onafskeidbaar van verbondskap. Verbond word gedefinieer deur jou reaksie op God se gesag. Christus staan in die middelpunt van verbondsvoortsetting. Profesie moet binne hierdie struktuur vervolg word. Met hierdie fundament in plek is ons nou uiteindelik gereed om profesie self aan te pak, sorgvuldig, verantwoordelik en samehangend. Ek waardeer die tyd wat julle saam met my spandeer het en sien uit na ons volgende tyd saam. Soos altyd, klik die duimpie as u van hierdie episode gehou het, sluit aan as u kan en stuur dit aan na u vriende, sodat die boodskap kan versprei. Ek groet u in die naam van Jesus Christus en God se rykste seën vir u.